Goeiemôre vriende. Welkom vanmôre. Ons het vir 'n besonderse diens weer waar ons 'n babatjie gaan doop vanoggend. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. In Psalm 66 staan hierdie mooi woorde. Juig tot eer van God, almal op aarde. Besing die eer van sy naam, betoon eer met 'n loflied aan hom. Sê vir God hoe ontzagwekkend is u dade, vanweë die grootheid van die krag. Vyns u vyande onderdanig aan u. Almal op aarde buig voor u in aanbidding. Hulle besing u naam. Amen. Terwyl ons so sit, ek sien ek het 'n fout gemaak. Ons gaan sing, Here Jesus, ons is saam, ek het die verkeerde nommer gee. Christel, wat se nommer is dit? En hoeveel verse? 1. Goed, terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie een lied saam, hierdie een vers saam, Here Jesus, ons is saam. Vriende, kom ons bevestig God se teenwoordigheid deur mekaar te groet in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en loof ons sy naam, bring lof aan die Vader saam met die orgelverse 1 en 2 en dan kan jy weer sitplek inneem.
Ek vra dan dat Rudy en Cordine na vore sal kom. Jy kan sommer voor my staan. Ek gaan die formulier lees vir die doop. Dis vir hulle as ouers, maar ons het dit ook in my kantoor bespreek. En ons doen dit ook sodat elke persoon weer kan onthou die dag toe jy gedoop is. Wat dit vir ons beteken in ons lewens en waaraan ons bly vashou. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders nie die testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken vir ons dat hy ons Vader is, dat hy ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons eintlik maar die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons kom aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen die gevaar vir ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor die drie-enige God wat hom aan ons en ons kinders kom verbind. Terwyl ons so sit en die kindjie ingebring word, kom ons sing hierdie pragtige liedjie saam. Jesus roep die kindertjies, vers 1 en 2, so sittende. Nou dat julle gehoor het wat die doop beteken, daarom vra ons dat julle opreg op die volgende vrae sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrif dit verwoord as die ware volkome leer van verlossing. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Wat is julle antwoord? Dian, dankie. Kom ons nader staan. Hy is bietjie sterk, ons kan kyk. Ga jy my beklei, Bill? Dian Meyer. Kom ons sit so. Ek doop jy in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ontvang dan ook ons nuwe lidmaat Dian. Dat is hy. Baie geluk. Baie geluk. Baie geluk. Dat is hy. Julle kan net daar teken. Terwyl julle daar teken, herinner ek julle net aan, soos gebruik by 'n doop na die tyd, sal ek ook hier by die bak staan. Dis nie 'n weerdoop nie, dit is 'n doopviering, dan kan jy kom, dan maak ek 'n kruisie op jou voorkop, om te herinner die dag toe God hom aan jou verbind het, en nou niks kan ons ooit van sy liefde skei nie. Ek sal na die afloop van die erediens hier by die bak staan. Kom, julle kan hier by my staan. Kom staan hier by my. Kom ons bid vir hulle. Here,
wanneer ons 'n nuwe kindjie doop, is wat 'n wonderlike voorreg om te weet, U verbond, U wat sê, U is ons God en ons is U volk. Ons jubel en juig om 'n nuwe lidmaat van U deel van die gemeente te maak. Maar ons weet daar is soveel verantwoordelikheid om mekaar te leer en te onderrig, mekaar te versorg en met die heilige woord, U lamp vir die voete, mekaar te dra en te wys wat is God se wil in ons lewens. Die weg en die waarheid van Jesus Christus vir mekaar te wys, ons saligmaker en verlosser. Daarom bid ons, o Heilige Gees, dat U met hierdie gesin sal wees. Die drie-enige God, dat U hulle sal seën elke dag en dat hulle hele gesin, hulle lewe sal bou op die fundament van ons Here Jesus Christus wat die liefde van God tuisbring. En o Heilige Gees wat dit vir hulle moontlik maak. Seën hulle, Heer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons kom ons staan, dan sing ons laat hier die seën op hulle daal en dan doen ons saam die geloofsbelijdenis dan as ons kan daarna en dan kan hulle die sitplekke saam met die gemeente inneem. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan die sitplekke inneem. Aan die familie en dan al die oumas en oupas ook van hierdie mooi gebeurtenis vandag, wil ons sê baie geluk en mag dit 'n besondere uitroepteken wees in hulle lewens. Vriende, wanneer ons so hierdie sakrament uitvoer, van hoe groot God se genade is en wat dit vir ons lewe beteken, moet ons vir mekaar sê, waar kom dit vandaan? Daarom is dit altyd belangrik om die wet of die opsomming van die wet voor te hou. Dat dit die spieël is waarin ons die hele tyd bly kyk en sê, maar hoekom het ons die Here se genade nodig? Ek hou vir voor die liefdesgebod daar in die Barmhartige Samaritaan in Lukas 10. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan en Jesus te toets en gesê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskrywe? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand, jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit en jy sal leef. Terwyl ons so sit en ons dink oor dit wat ons altyd mee besig is, en hoekom ons die Here nodig het, kom ons sing hierdie lied saam met die video en dan dink ons oor die woorde wat ons sing.
Ons skriflesing is vanmôre 2 Timoteus 2, maar kom ons sluit eers die oë, dan bid ek vir ons. Ons getroue, standvastige, almagtige Here. Dit is so 'n geweldige gawe om U woord as geskenk te ontvang. Ten spyte hiervan het ons elkeen steeds ons uitdagings, ons vrae, ons hindernisse wat ons aftakel, ons aandag aflei en ons denke wil oorneem. Ons vra Here dat U ons in ons omstandighede, in ons wêreld, in ons seer moet ontmoet. Ons sal versterk, ons sal verlig deur U teenwoordigheid. Dankie vir alles wat ons al reeds deur U goedheid ontvang het. En deur U genade dat ons vermoë in U teenwoordigheid mag wees. Amen. Timoteus 2 begin ons daar onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van Dawid opgewek is uit die dood volgens my evangelie. Waarvoor ek verdrukking ly, selfs in boeye, soos 'n misdadiger, maar die woord van God is nie geboei nie. Daarom verduur ek dit alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing in Christus Jesus met ewige heerlikheid kan verkry. Die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Herinner hulle aan hierdie dinge en waarsku hulle ernstig voor God om nie die stry oor nuttelose woorde wat dit aangehoor het ten gronde te rig nie. Lê hulle daarop toe om jou voor God te stel as iemand wat die toets deurstaan het, as 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie, wat met die woord van die waarheid die regheidpad aandui. Vermy die goddelose, leeupraatjies van mense, onder wie Hymenaeus en Philetus, want hulle sal toenemend goddeloos word en hulle woorde sal soos 'n kanker versprei. Hulle het van die waarheid afgedwaal deur te sê dat die opstanding reeds plaasgevind het en sodoende gooi hulle sommige se geloof omver. Net tot sover die skriflesing. Ek wil vandag praat oor die woordjie as. Ek kom die afgelope tyd agter hoe baie ek hierdie woordjie gebruik as 'n golfspeel, dan sê ek, as daardie bal maar net wou geval het, dan was dit 'n totale ander game gewees. Of as ek byvoorbeeld die bal geslaan het en hy daai boom se takkie nie geraak nie, dit was 'n perfekte hou, dan sou dinge totaal anders te gewees het. As ons sommer dink in ons lewe waar ek hoor hoe kinders sê, as ek 'n bietjie harder geleer het, sou ek miskien nie die toets gedop het nie. Of 'n mens sê, ja, hierdie maand is die yskas nie alweer gebreek het nie, of as, jy weet, dinge net 'n bietjie anders was, ons finansies beter gelyk het. Of as ons dink in verhoudings waar ons sê, as ek bietjie beter na my man, of bietjie beter na my vrou, of bietjie beter na my nooit my kerel gekyk het, miskien sou ons verhoudings anders te gelyk het. Daardie as, woord, wat ons so baie gebruik. Nou ek weet daar is baie gesegdes oor die woordjie as, wat 'n mens kan gebruik, en hierdie was vir my uit 'n kinderlike boekie wat ek opgespoor het. Hulle sê, wat kry jy as jy 'n luiperd en 'n wit stinkhond met mekaar kruis? En hulle sê, ek weet nie, maar is 'n dier wat teen 'n stinkspoed kan hardloop. Nou as ons die woordjie as gebruik, dan het ek altyd hierdie liedjie onthou, I don't believe in if anymore. Toe ek 'n jong seun was, my oom het so 'n Pioneer hi-fi gehad, daar, en ek het altyd skoolvakansies daar in Silverton en Pretoria by hulle gaan kuier. Dan pak ek al sy plate uit, soos Neil Diamond se Hot August Night, of jy weet, Baby Makes a Blue Jeans Talk van, wat was dit, Dr. Hook, en so was hierdie een van my gunsteling plate gewees ook, van my oom na wat ek luister het, I don't believe in if anymore. Met die mooiste woorde, now I won't believe in if anymore, it's an illusion, it's an illusion. Now you won't believe in if anymore, it is for children, if is for children, building daydreams. En dit was altyd vir my 'n motivering gewees, hierdie woorde, om te sê, man, moenie met die wat-asse van die lewe jouself ophou nie. Moet dit nie as verskonings gebruik, oor goed wat nooit in jou lewe gebeur nie. Gebruik dit eerder
as leer, ervaring, om te sê, wat leer ek uit om vooruit te gaan, as een van daai mense wat net dit altyd as verskonings gebruik, hoekom ek nooit vooruit kom nie. Dit was altyd my motivering gewees. Tot ek ouer geword het, en ek het die res van die liedjie geluister, toe hoor ek, now if you load your rifle right, now if you fix your bayonet, so if you kill that man, my friend, the one we call the foe, and if you do it often, lad, and if you do it right, you'll be a hero overnight. You'll save your country from her plight. Remember, God is always right. If you survive to see the sight, a friend, now greeting foe. Toe ontdek ek dat hierdie lied eintlik geskryf was as 'n persoon wat opgetree het teenoor oorlog, wat nie gestaan het vir oorlog nie. Dit is geskryf uit die oog van 'n soldaat wat teruggekyk het en gedink het, maar wat was die beweegrede? Wat was daardie asse, daardie verkeerde asse, daardie verkeerde motiverings en spyt was oor waar hulle nou was. En dan sê hy, maar weet jy wat, daardie asse glo ek nie meer in nie, dis 'n illusie. Dis vir kinders, dit bou dagdrome. En dit glo ek ongelukkig nie meer nie. Maar vandag wil ek praat oor 'n ander tipe soldaat. 'n Soldaat wat terugkyk in 'n lewe en sê, weet jy wat, ek is nie teleurgesteld nie. Ek het nie my sin vir my bestaan verloor nie. Ek het 'n ander tipe soldaat wat kyk met hoop, met toewyding en 'n ander tipe inspirasie vir wat ek doen. En dis hoekom ons hierdie gedeelte gaan lees en bietjie uitmekaar uittrek. Hierdie gedeelte begin om te sê, onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van Dawid opgewek is, uit die dood volgens my evangelie. Hierdie teksvers lees ons oor en ons besef nie eers, dit inspireer ons hoekom ons hier is vandag nie. Onthou altyd hierdie Jesus Christus wat uit die dood uit opgewek is. Ons is nie maar net hier omdat daar 'n Jesus Christus eens op 'n stadium was wat gekruisig is nie. Maar hierdie woorde is kardinaal belangrik vir ons vandag hier, hoekom ons 'n kindjie doop, deel van hierdie verbond maak, omdat ons onsself identifiseer as Christene. Uit die nageslag van Dawid sê, maar al die beloftes van God se woord het waar geword, en tegelykertyd was Jesus mens, en tegelykertyd was Jesus ook God. Hy moes mens wees om te ly vir ons sondes, maar tegelykertyd moes hy ook God wees om vir ons te sterf vir ons sondes, om die prys te betaal. Daarom is hierdie vers kardinaal belangrik vir ons bestaan en ons definieer daarvan. En dan sê hy daarso, volgens my evangelie. Wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf en terugdink oor sy hele bestaan, en sê hy nie, hierdie is my weergawe hoe ek dit wil vertel nie. Hy sê, maar dit is my evangelie, my verlosser, my Jesus Christus wat opstaan het. En juis is dit in teenstelling met die valse verkondiging van al hierdie ouens wat hierdie goddelose waarheid vertel. Waarvoor ek verdrukking ly, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God is nie geboei nie. Daarom verduur ek dit alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing in Christus Jesus met 'n ewige heerlikheid kan kry. Hy sê vir ons, weet jy wat, swaar kry is 'n werklikheid, maar swaar kry ter wille van God is nog veel beter. Hy sê in hierdie gedeelte, weet jy, ek sit in boeye ter wille van hierdie evangelie. Ek is vasgesluit. Mense kan my weerhou om die blye boodskap te verkondig. Mense kan my weerhou om dit van God se waarheid te verkondig en hulle gaan dit regkry om my in boeye toe te sluit, in tronke toe te sluit. Maar God se woord kan jy nie keer nie. Daai God se woord wat mense se harte verander. Daai God se woord wat liefde bewerkstellig in mense se harte. Daai woord wat mense skep en herskep soos in die begin van Genesis sê, kan jy nie keer nie, kan my toesluit nie. Daai God se woord wat mense transformeer, kan jy nie vashou en toesluit nie. Paulus skryf natuurlik hier vir Timoteus wat ons laasweek oor gesels het. Hy sê dis sy geestelike kind vir wie hy lief is. Dis amper soos as ons teologiese studies gaan doen, dan moet jy jou laaste jaar, dan gaan doen jy jou praktiese jaar iewers in 'n gemeente onder 'n leraar wat nou al baie ondervinding het, wat jou bietjie die ropes kan leer om met moeilike kerkrade die jou man tipe bietjie van kan staan, en dan ook al die do's en die don'ts en dinge wat moet gebeur op die uitkyk te wees, hoe doen jy bietjie jeugbediening en daai goed. So skryf Paulus hier vir Timoteus en hy leer vir hom oor al hierdie goed van die bediening. Want Paulus weet sy tyd op aarde is nie meer baie lank nie, en hy waarsku vir hom, hy sê vir hom oor ander kwessies, byvoorbeeld, moenie in sekere tyd
konflik betrokke raak. Party konflik is daar dinge wat jy net nie moet betrokke raak, wat net nie die moeite werd moet wees nie. Hy sê, dan is daar ander goed wat regtig is, waarvoor jy moet beklei en waarvoor jy moet opstaan. So dinge soos geregtigheid. Dinge waar mense verkeerd optree, waar jy moet gaan opstaan en sê, maar dis wat God se wil van ons vra. Ek het eendag, en ek vertel baie by die Bybelstudies dit, en dit is so 'n bietjie bar, so julle moet dit maar verskoon. Ek het eendag ek met my hondjie gevlieg, George toe, en daar's 'n tannie wat nou met my die hele tyd beklei, vandat ek op Oliver Tambo opgestyg het, wat die hondjie blaf, vandat ek aan die ander kant geland het, wat die hondjie blaf, gee die tannie my al my hel oor hierdie hondjie wat blaf. En die ou wat ons toe by die lughawe optel, sê toe vir my, want hy kan sien hoe pla hierdie tannie my wat so met my te kere gaan. Hy sê vir my, maat, daar's sekere dinge in die lewe wat jou aansteer, en daar's sekere dinge in die lewe wat jou nie aansteer nie. Hy sê dinge soos wat hierdie tannie besig doen, steur jou net nie aan nie. Dis onbelangrike konflik waarvoor jy nie betrokke raak nie. Hy sê, dan is daar dinge wat jy moet jou aansteer. Hy sê, as jy 'n hondepoef trap, hy sê, dis dinge waaraan jy moet steur. Hy sê, as jy 'n papwiel kry, dis dinge waaraan jy moet steur. Party konflik is die moeite werd om in betrokke te raak, maar party nie. Net so sê God ook vir ons, jy moet kan onderskei in die koninkryk van God. Wat is die dinge wat God wil hê? Moet nie jou tyd mors met onbenullige goed nie. Dan sê hy ook, met die leë goed moet jy nie te veel mors nie. Die goddelose mense, daai leë praatjies wat eintlik mense van stryk bring, moenie daarbey betrokke raak nie. Jy's eintlik besig om net ander mense se geloof van stryk te bring. Dan sê hy vir hoor hierdie mooi inspirerende woorde van vers 10. Hy sê, daarom verduur ek dit alles, ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing van Christus kry. Hierdie uitverkorenes in Griek sê almal van ons. Die mense wil hierdie woorde lees en dink God het klaar besluit wie gaan die hemel toe en wie gaan die hemel toe nie. Hierdie uitverkorenes beteken nie daar sal klaar besluit wie's God se witbroodjies nie, en as jy nou nie deel van hulle is nie, is maar net hartseer vir jou nie. Hierdie uitverkorenes is almal wat Jesus Christus kom aanneem as hulle saligmaker en verlosser, is deel van hierdie uitverkorenes, deel van die heiliges, die wat God een kant toe geskuif het, wat hy gesê, dit is myne, ek maak hulle heilig. Hy sê, ter wille van hulle sal ek aanhou met die verlossing in Jesus Christus te bly verkondig. Dit definieer sy roeping. Hy sien hier die hart vir die liggaam van Christus. Dis nie vir hom sinloos, hoekom hy deur hierdie swaar, deur hierdie lyding moet gaan nie. Inteendeel, dit is vir hom instrumenteel vir hierdie werk wat hy moet doen. Dit dryf hom om juist te sê, omdat daar soveel mense is nog al buite, wat hierdie blye boodskap moet hoor, mense wat God wil hê, sy liefde moet tuiskom en laat is, sal dit hom aanhou dryf, al kos dit hom sy lewe, sodat die mense moet hoor, dat Jesus vir hulle gesterf het, om God se liefde tuis te bring in hulle harte. En dan hoor ons hierdie mooi woorde in hierdie vers. Die verlossing in Christus Jesus met 'n ewige heerlikheid kan verskyn. Dit sê vir ons daai hoop, daai ewigheidswaarde, nie soos daai mense wat die vals lewe verkondig het, wat sê, maar die opstanding het al reeds gebeur, so daar is nie 'n ewige lewe, daar is nie 'n tweede koms nie. Hy sê ons deel in hierdie heerlikheid van Jesus Christus se koms weer, wat ons noem die lewende hoop, wat ons geloof definieer. Hierdie toekomstige verwagting. En binne dit is daar hierdie asse wat jy moet glo, wat jy moet vashou, wat ek vanmôre wil bespreek. Lees net hierdie sinne saam met my. Die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Kyk hierdie vers 11, vir kinders is dit amper ondenkbaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. Dit was 'n vroeë Christelike geloofsbelydenis wat hulle gemaak het, 'n lied of 'n poëtiese uitdrukking wat hulle gebruik het, om te sê om saam met Jesus te sterf. Dink bietjie saam vanmôre wat hier gebeur het met die doop. Want dis wat ons sê, met hierdie doop, vereenselwig is ons saam met Jesus se kruisiging en opstanding. Dis die drie ene God wat in Jesus Christus om aan ons kom verbind en deel ons in die skoonwas van daai sonde, die verlossing wat gebeur in Jesus Christus. Maar dit het 'n tweede betekenis ook. Wanneer ons saam met Jesus Christus sterf, beteken dit ons moet onsself verloon. Daar in Lukas 9 staan, toe hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg,
moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. En dan derdens, wederkeer, die lewe gaan oor die lewe na reeds in die teenwoordigheid van God, maar natuurlik ook die ewige lewe. Vers 12, die tweede as. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. Ek sê so baie vir my belydensklas, elke kind wat al my belydensklas wees, sê ek vir hulle van die begin af. Hoe kom jy in die hemel? Geloof in ons Here Jesus Christus. Daar's net een manier, geloof in ons Here Jesus Christus. Geen dade kan jou red nie. Maar wanneer 'n mens volhard, is dit die toets van jou geloof in ons Here Jesus Christus. Griek sê so mooi vir ons wat hierdie woord beteken, om onder die druk te bly staan, om nie weg te vlug nie, om te bly vas staan, ondanks die swaar kry. Dis nie 'n passiewe oorgee nie, maar dis 'n aktiewe getrouheid. Wanneer ons in hierdie moeilike omstandighede kom, of wanneer al hierdie versoeking oor ons kom, of wanneer 'n mens wil opgee in jou geloof, hierdie volharding beteken dit om werklik in Jesus Christus jou geloof, met sy beloftes van sy geloof, met sy beloftes van sy woord, met te bid, te fokus op die Here Jesus Christus, jou geloof te beoefen. Daarom sê ons, die geloof is 'n spier wat sterk gemaak moet word. Paulus sê vir Timoteus, hy moet soos 'n goeie soldaat, hy moet vir Jesus wees, om saam te lei soos 'n soldaat te volhard. Soos 'n atleet moet hy volgens die reëls meeding, en soos 'n boer wat eers hard moet werk voordat hy die oes kan geniet, is om aan te hou werk, selfs as jy nog geen vrug gesien het nie, om aan te hou glo, selfs as die wêreld twyfel, om aan te hou dien, selfs as dit jou kos. Asseblief hoor. Volharding beteken nie, dit is jou dade wat maak, dat jy die ewige lewe gaan beerwe nie, maar dit bewys of jou geloof eg is. Om te wys dat jy as Christen kan dit nie op jouself doen nie, maar deur Jesus Christus wat in jou volhard, jou so vas, en dit maak Jesus wat dit moontlik maak vir jou om hierdie stryd, om hierdie wedloop te voltooi. Jesus sê self, wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Daarom is hierdie woorde vir my so mooi. Volharding is die uitdrukking van reddende geloof oor tyd. As iemand eendag by 'n begrafnis staan en hulle sê, wat kan ek van hierdie persoon sê? Dan sê hulle, sy gelewe is 'n getuienis van reddende geloof oor tyd. Ja, net nie by deur uit gaan, maar verder plaal hulle nie. Die tweede is, ons sal saam met hom regeer. Dis deelname in Christus se koninkryk, om aktief deel te wees, om te weet, eendag sal ons saam met hom wees in sy alle heerlikheid, maar na reeds in die koninkryk deel te neem tot die toekoms. Maar dan kom hier die waarskuwing in die volgende vers, 'n groot waarskuwing, wat die teenstelling van volharding is. As ons hom verloon, sal hy ook ons verloon. Dis die flipkant van die muntstuk, soos wat ons dit noem. Is 'n klein stukkie, is 'n klein sinnetjie wat gebruik word. As ons hom verloon, gaan hy ons verloon. Maar dit is 'n sinnetjie met 'n diep teologiese verduideliking. As hierdie simpel ding. Dis die skeidslyn tussen geloof en verwerping. Dit is die menslike vryheid. God gee vir jou die vryheid om te reageer op sy genade. En dit is goddelike geregtigheid. Want as jy kies om dit te doen, gaan God ook jou verwerp. En dan is dit ook die swakheid en afvalligheid. So hierdie een sinnetjie het hierdie diep teologiese verduideliking wat vir ons as mens wil kom waarsku. Wie dink geen nou vir my moeilikheid? Daar's hy. Laat ons dink aan Matteus 10, daarom elkeen wat my voor die mens bely, sal ook voor my Vader in die hemel bely. Maar wie my voor die mens verloon, sal ek ook voor my Vader in die hemele verloon. As ons hierdie woord gaan kyk in Griek, sê dit om te weier, om iemand te erken, om afstand te doen van 'n verhouding, om sê ek ken hom nie. Nou as ons hierdie gedeelte ding onthou ons vir vir Petrus, daar by die aand toe Jesus gevange geneem is en hy die Here verloon het. Toe hy vir hom gesê het, ek ken hierdie man nie. Maar hy is ietsie meer aan, want dit is 'n karakter van ontkenning, van afstand doen, om die Here te erken. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, beteken dit volhoubaarheid. Om aktief te sê, ek wil niks met hierdie Here te doen nie.
om afstand te doen. Ek sien so baie deesdae op Facebook, waar mense 'n seremonie het, waar hulle vir die wêreld afkondig, waar hulle sê, ek distansieer my van Christendom. Ek is gedoop as kind deur my ouers, maar vandag neem ek die standpunt in om vir die wêreld te sê, ek wil niks meer daarmee te doen nie. Dis om die Here te verloon, is om afstand te doen daarvoor. En dan is daar die mooiste as. Hoor hierdie vers 13. As ons ontrou is, as ons die Here so nou en dan verneek, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Selfs wanneer ons op ons swakste is, selfs wanneer ons foute maak, nie die volhoubare foute met die verloon nie, selfs wanneer ons val, want God weet maar waarvan ons gemaak is, sal dit niks doen aan sy getrouheid. Want God self, Jesus Christus self, kan homself nie verloon nie. Hy is getrou. Dit is sy karakter, sy waarheid, sy verbond, sy identiteit. Sy getroue waaragtigheid waarop ons fundament bou, ons hele geloof. Dit is die werklike as. Dis nie daai wat ons in die liedjie sin, it's an illusion, wat ons nie in glo nie, dis vir kinders, dis daydreams nie. Dit is die goed wat ons moontlik maak om die res van die teks te doen, waar hy sê, moenie met mense stry oor nuttelose woorde wat ander mense van die pad af kan lei nie. Jy moet werk soos 'n arbeider wat hom nie skaam vir die woorde nie, wat nie skaam is om die reguit pad vir mense te wys nie. En hy sê, maar weet jy wat, vir my al hierdie goddelose woorde, want dit is soos 'n kanker wat versprei en dit lei ander mense net tot gronde. As ons hierdie woorde lees en ons hou aanhou veg soos hierdie soldaat en ons is gefokus op die Here Jesus Christus met hierdie asse, kan ons saam met Paulus sê, ek glo in hierdie as. En dit is geen illusie nie. Dit is wel vir kinders van God, wat deur Jesus Christus aangeneem het, hulle saligmaker en verlosser. En dit bou nie daydreams nie, dit bou die koninkryk van God. As ons hierdie gedeelte vanmôre lees, ons maak dit ons eie, kan ons vir die Here vra, deur die Heilige Gees, help ons om te volhard, om saam met Jesus Christus en deur Jesus Christus en Christus wat getrou is en waaragtig is in ons te leef en te regeer tot die volëinding van die wêreld. Want deur hom alleen is ons in staat daartoe om eer te bring aan ons God. Amen. Kom ons sluit die oor. Here, wanneer ons op ons eie kragte staat maak, wanneer ons eie besluite maak en soms op ons eie kennis en dan kies ons al daai afdraaipaadjies. Dis wanneer ons daai wat asse gebruik. Daai foute, Here. Maar daar's geloofswaarhede in die woord, u beloftes, wat vir ons die weg wys wat Jesus Christus vir ons kom gee het, wat lei tot ewigheidswaarde, tot geluk, vreugde, vrede, geloof, hoop, wat lei tot 'n verhouding met u, 'n verhouding gebou is op u teenwoordigheid, wat waaragtig en getrou is. En niks kan ons ooit van daai teenwoordigheid van u skei nie. Dis die asse in die lewe wat saak maak. Mag ons uitstap vandag hierso en weer 'n keer net gaan bevestig waaraan ons bly vashou. Dat dit ook my evangelie word. Nie my valse vertelling van die verkondiging van die woord nie, maar Jesus Christus wat vir my gesterf het en vir my opgestaan het en my kom verander het, en daarom sal ek nooit my kan stil bly nie, maar nooit my sal skaam nie, maar soos 'n getroue arbeider altyd sal bly werk. Want daar is 'n groot klomp mense nog daar buite wat deel van die uitverkorenes moet word, dat ek sal gaan veg vir dit wat saak maak en sal betrokke raak by die woorde wat saak maak en my nie besig hou by dinge wat onbelangrik is nie. Maar ons het u leiding nodig, o Heilige Gees, dat ons sal bly fokus op dit wat vir ons belangrik is. Seën ons vanmôre, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
paar enkele aankondigings uitwys. Daar's 'n klomp goed wat nou vir ons voor lê in die volgende paar weke, wat jy so lank net op die dagboek kan begin aanteken. Die eerste een is nou die eerste naweek is die belydeniskamp. Asseblief bid ook vir ons waar ons met die jong mense gaan kamp by Batseloop. Dan eerskomende Woensdag is Bybelstudie. Ek weet ek het sê ons gaan dit die week na die vakansie doen, maar ek sou weg gewees het. Ek gaan nie meer weg al die dae nie. Ek is net seker dat daar weg. So ons begin Woensdagoggend Bybelstudie, Woensdag aand Bybelstudie. Dan die Donderdag is aksie Jong van Gees se piknik by Moordrif. Asseblief kom gee u naam by die kerkkantoor op. Let ook dan die 1 November, die eerste naweek in November is belydenis aflegging. Die tweede naweek in November is dan die 10de maand dankoffer, die nagmaal. En dan ook daai Sondag na die diens, na die 10de maand dankoffer wil ons 'n gemeente eet hou. So asseblief rig solank u dagboek daar volgens in. Ons het dan lekker potjiekos wat ons vir die almal mos saam hier buite sit en eet. Ons wil nie graag hê jy moet kos wegneem nie. Bring 'n kampstoel, kom eet dan lekker saam met ons direk na die diens hier buite. En dan die 16de Desember is dan ons Kerssangdiens. Elke tweede jaar kry ons 'n kunstenaar. Nou moet ek die dame se naam onthou. Marandi, né? Marandi. Sy kom vir ons sing. Julle kan so lank op YouTube gaan kyk. Sy het die aand met die kierieklapper gesing toe dit so gereën het. En toe het iemand 'n bietjie van 'n video post daar gaan sit. Ek dink dit was Piet Botha se video gewees. En die dame het my so beïndruk, want sy kon net op 'n stoel gesit en sing het, maar sy het vir daai reën gesing met soveel passie. En toe het ek besluit ek gaan kyk na video's en sy sing verskriklik mooi gospel. En sy het ook was op die kontrak gewees en sy kom dan vir ons die Kerssangdiens lei die 16de Desember. So as nee, November. 16 Desember 'n ander dag. 16de November. En dan is dit daar is die datums op hierdie stam. Dan asseblief die 21ste November het ons 'n aanlyn veiling. Ons golfdag kon ons nie alles voltooi het as gevolg van die rugby nie goed is nie. So jy sal sien ek het weer 'n groepie gestuur. Die groepie het ons net die naam verander. Dis ons kerk se aanlyn veiling. Daar's byvoorbeeld 'n week se vakansie, daar's 'n jagpakket, daar's mooi messe, daar's helikopterflips en sulke goedes. Asseblief die 21ste November as jy ons daar kan ondersteun. Mense wat nog wil betrokke raak van die band, ons wil weer begin met dope en nagmaal miskien die musiek laat speel. Daar het 'n klomp mense hulle name opgee. Asseblief as jy nog wil deel daarvan wees, sit die naam vir my op. En dan die 23ste November het ons so interkerklike worship by die golfbaan. So en dan probeer ek nog die kerke se musiekgroepe bymekaar kry. En dan die 25ste het ons daai man wat ons kom help om sê hoe werk kinders, hoe leer kinders, wat vat dit vir kinders om te leer? Hoekom is dit belangrik om ons kinders 0 tot 6 die blye boodskap te leer? Dis vir alle kerke, vir alle ouers, vir almal wat belangstel hoe jy jou kind moet vorm. Dis van die oggend tot en met so 1:00 kom hy dan preek by die jeughuis dit aanbied. Die Sondag preek hy ook. So asseblief jy dit onthou. En dan die 26ste het ons 'n buitengewone kerkraadsvergadering want ons het klomp besluite wat moet gemaak word oor ons wil 'n saaltjie miskien daar agter inbou. Ons tent is te klein en klomp goed wat moet gebeur. So as julle ook net vir ons daar sal bly aanbid. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied, die heel beste rede saam met die video en dan spreek ek vir ons die seën uit.
ontvang nou die seën van die Here. En mag dit met u wees in hierdie week. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.